Hoi julle en welkom by vandag se ER-dagstukkie. Die gedagte wat ek vandag met julle wil deel is rondom die vraag: die wêreld is COVID-19 mal, wat nou? Toe ek die woorde wêreld en mal in een sin sit, toe dink ek dadelik aan Fransja van Cooke se liedjie wat sê: die wêreld is mal, kompleks en kwesbaar, mense wat oor mekaar val. Die wêreld is mal, jy is die uitsondering, want die wêreld is mal. En ek dink hy het dalk die liedjie geskryf vir die meisie vir wie hy lief is of so. Dink ek wel die woorde is baie van toepassing op ons waar ons nou is. Ons as Christene is die uitsondering in hierdie deurmekaar chaotiese tydperk waar ons is. En hoekom is ons die uitsondering? Die stukkie wat ek vandag vir ons gaan lees is uit Romeine 5 vers 2 tot 6 en dit sê die volgende: Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waar ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En ek is so lief vir hierdie stuk in die Bybel, want dit sê dat maak nie saak deur wat ons gaan en al gaan ons deur moeilike tye en al gaan ons deur mekaar en mal tye, soos wat ons nou besig is om deur te gaan, dat God is daar vir ons en hy is lief vir ons en ons moet net in hom hoop en in hom vertrou, want sy hoop beskaam nie en dat ons rarig as ons aan die ander kant, as ons hierdie gebruik as 'n geloofstoets, dat ons geloof soveel sterker aan die ander kant sal uitkom. En ek dink ons het nou tyd wat ons gewoonlik nie het nie, en tyd wat gewoonlik, ek weet nie, so moeilik is om net stil te kan word, het ons nou tyd, en ons kan regtig by God se voete uitkom, en stil staan by hom, en weet dat hy is God, en hy is daar, en hy sal ons beskerm deur hierdie ook. Dan, hoop ek regtig dit gaan goed met julle almal, en ek bid dat daar waar jy is, en sommer die mense so met wie jy is, jy vrede sal hê, en jy weet dat God daar is vir ons, en lief is vir ons. Ek dink hierdie is 'n wonderlike tyd waar ons as gesinne en families en selfs as 'n gemeente sterker kan word en kan stil word en weet dat God is ons Heer. Ek mis julle en ek sien uit dat ons een van die dae weer almal saam by die kerk kan wees en weer God kan dien en prys en kan eer. Okay, bye.